Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier in Centurion by Connection Studios wat vir ons hierdie ongelooflike spasie gegee het om hierdie podcast te shoot, maar ons gaan net nou 'n bietjie meer oor die studio praat. Vandag het ek 'n baie spesiale gas en ek is baie opgewonde om 'n bietjie meer met hom te gesels. Partykeer noem hy my sy 3de, 4de, 5de beste pel. En ja, maar hy's 'n baie goeie besigheidsman en ek is ook trots daarop om hom 'n vriend te noem. So verwelkom asseblief vir Frans van Zyl. Baie dankie, Konna. Wat sê jy? Goed te jy? Nee, lekker. Dankie dat jy gekom het. Groot plesier. Daai was nou 'n nice introduction. Ek love it. Ja, 3de, 4de, 5de beste pel, maar partykeer is ek ook jou 7de, 8de, 9de beste pel. Dit hang af hoeveel moeilikheid jy my gee. Ja, jy sien. Dan degrade ek jou en sit ek jou onder. Ja, dan sit ek bietjie onder, dan sit ek bietjie bo. Ek was nog nooit jou eerste beste pel nie. Daar's net een spot. Dis net een iemand wat daai spot het. Ja, gaan ons dit sê? Is Elia, my laaitie, hy is. Ja, hy is jou eysterbil. Wat noem jy hom? My eysterbil masjien. My eysterbil masjien, ja. Eysterbil masjien van my hart. Ja, yes. Sommige vinnig voor ons nou oor jou verder praat. Hy het 3 kinders en hulle het vir my die mooiste name. Elia is die oudste. Ja. Dan sit Scarlett, die dogtertjie, en dan Caleb. Ja. 3 beautiful name, mooi kinders. Goed gemanierd. Wie is die stoutste? Elia. Is dit? Guaranteed Elia, ja. Elia, hoekom is jy so stout? Ek weet hy gaan hierdie kyk. Ja, jy moet nie stout wees oom Konna gaan vir jou roer, Bil. Ja. Nee, ek is ja, hulle is baie mooi kids hoor. Yes, dankie man. Ja. Hoorie so my vriend, so hoe ons mekaar ken. Ek gaan nou maar ek weet nie wie kyk wat vir Frans ken en wie nie, maar ek het jou ontmoet 'n paar jaar terug op 'n projek wat jy gedoen het. Jy het 'n solar company, Solar Hub SA. En toe het jy 'n videograaf gekort wat hierdie projekte vir julle kan afneem. En toe het jy my gevra, maar ek het nie geweet hoe werk kameras nie. Ek moes nou nee, ek grap. So toe het jy my genader om vir julle die projek af te neem. Ja. En dit is hoe ons mekaar ontmoet het. Toe was ons nog nie vriende nie, ons het net half mekaar geken, maar ek dink ons het baie vinnig vriende geraak want ons is van dieselfde generasie en ons is albei ewe mal en weet ek lyk heel ordentlik seker maar op in 'n professionele hoedanigheid, maar agter die skerms raak ons maar bietjie simpel. Maar dis nie waar ons mekaar ontmoet, dis waar ons mekaar leer ken het. Maar ek onthou jou van Middelburg af. Dis korrek, ja. Jy was in Kanonkop en ek was obviously in Middelburg Tech, maar ek onthou jou van Middelburg af. Eintlik is dit die waarheid. Ja, ek kan nie onthou dat ons regtig daar connected was nie. Verstaan jy? Ek dink ek weet nie of ons ooit ons het nee, ons het nie. Ja. Ons het nie. Ek het net saam met Kanonkop meisies gekuier, obviously, vir obvious redes. Dis hoekom ek nooit 'n meisie kon kry nie, want hulle almal was by jou. Ja, ek het maar met Charles hulle en Dion en daai crowd het ek uitgegaan. Ja. Maar Elaine het my actually vertel en gesê, maar jy doen verskriklike mooi videowerk en ek moet kyk of ek met jou kan connect. Dis korrek, ja. So dis hoe ons toe nou ja. op daai projek begin saamwerk het. Ja, so want Elaine was saam met my op skool en jy was met Elaine getroud. Ja, Elaine is dan nou die 3 kinders se ma. Se ma, ja. En ons is geskei. Ja. Maar ons is ek's baie lief vir haar en ek gee baie om vir haar. Ja. Ding het net nie vir ons gewerk soos wat dit moet in 'n verhouding nie. Ja. Maar ons is baie cool en baie happy en support mekaar en ons het 'n baie goeie verhouding. Maar ja, sy het jou voorgestel aan my in essence. Okay. Ek het gedog dit was daai ander malvriend van ons van Middelburg. Hy het dit net confirm. Hy het net confirm dat ek moet definitief met jou werk en toe hy mos vir my 'n goeie woord ingesit by jou. Mag ons nie sy naam sê nie? Ja, ons kan sy naam sê. Stian Reinierse. Wel, ek kan net sê hy Mugu. Ja, ek weet nie of hy 'n goeie woord ingesit het nie, maar hy het definitief vir jou 'n woord ingesit. Ai, ou Stian. Hoorie, lief hom. So ja, so dis hoe ons mekaar ken. En nou lekker al begin connected en ons het nou al
Wel, ek praat nou maar van ons, ek praat van my en jou, maar jy met SolarUp, die projekte wat ek saam met julle gedoen het was 4. Ja, Ek weet nie of ek die kliënte kan noem nie. Jy mag, ja. Mac Roberts het Mac Roberts attorneys. Attorneys, ja, het ek net vir julle afgeneem nadat die projek klaar is. Ja. En toe het ons oom Attie Roo AA Roo boerdery van AA Roo boerdery. En toe het ons Makopas Nest Ja. wat op dieselfde rivier sit op die Mogalakwena. Ja. En Jan Louw boerdery. Ja. Ja. So hulle het al daai solar plants gebou van scratch af en ons gaan nou nie in technical detail ingaan oor dit nie, maar baie impressive werk en ek was bevoorreg om al daai projekte te kon afneem. So ek gaan heel moontlik in die edit sal ek nou 'n paar videoklips van dit insit. Dit is baie cool. Ja. So dis hoe ons mekaar leer ken het. So ek ken jou eintlik die beste as Frans van SolarUp. Maar ek weet jy het 'n incredible journey al gehad in die lewe en jy het al interessante goed gedoen. En daar het ook al 'n paar wille goed met jou gebeur. So dis wat ek vandag by jou wil uitvind. So SolarUp nagelaat. Die eerste baie belangrike vraag wat ek jou wil vra is: waar begin die regte Bosveld? Yes, great vraag. Jy weet daai trigger by soms as mense begin praat van die Bosveld en dan praat jy met hulle en sit hulle in Groblersdal. Dis nie die Bosveld. So wat is Groblersdal? So Groblersdal is die vallei van Loskopdam af as jy nie die rivier en die kanale volg. Ja. Dan is dis my opinie en hoe ek groot geword het, ken ek dit is die vallei tot in Mabelol, dan gaan jy in die Springbok vlaktes in. Ja. Right? En dan kan jy seker sê die Bosveld begin ergens naby aan Pietersburg, maar die Bosveld is noord van die Soutpansberge. Dis waar die Bosveld begin. Ek sien. So daar waar ek gewerk het is nie die Bosveld nie. Dit is nie die Bosveld nie. Dis die Wildtuin. Dis hoekom ek hierdie vraag vra. Dis eintlik 'n grap. Ek het geweet jy gaan hom nie verwag nie. Maar ek en hy het 'n argument gehad oor toe hy my ontmoet het en ek sê vir hom ek het in die Bosveld gewerk. Wat beteken ek het in die Wildtuin gewerk en in die Laagveld. Maar die Wildtuin is van die suide tot heel in die noorde van Suid-Afrika. So 'n gedeelte van die Wildtuin is Bosveld. Miskien 'n klein gedeelte. Die noorde. Maar nie die Laagveld nie. Daar is jy in die Laagveld is jy in die Laagveld. So dan as jy by daai hek ingaan is jy nog steeds in die Laagveld. Ja, so ek en hy het eindelose gesprekke gehad oor waar begin die Bosveld en die regte Bosveld. So wie ook al kyk in die comments, sê net vir ons waar begin die regte Bosveld. Ons gaan 'n bietjie kyk. So maar jy begin al weer. Ja, kom ons kyk. Ons gaan nooit ophou nie. Ja. Maar dis eintlik 'n grap. So wat ek eintlik by jou weet, ek weet nou jy het in Middelburg groot geword, ons het dit bevestig. Maar vertel my 'n bietjie van jou kinderjare. Ek weet jy was in 'n kinderhuis op 'n stadium. So kan ons so 'n klein bietjie uitbrei oor jou kinderhuisjare en wat jy onthou van dit? Okay. Wel ek gaan dit aanpak soos wat dit in die storie en my journey met SolarUp en met Dida Foundation. Ek wil soort van 'n lyntjie trek dat mense verstaan, weet wat ek bedoel. Asseblief, jy kan, ja. Vertel hom soos wat jy voel die regte wy is. So ek het in Groblersdal is ek gebore. Ja. In die vallei is ek gebore. Daar in die Bosveld. En in Mabelol groot geword tot ek seker ek was in ons taal standaard 1 gewees, graad 3. Yes. En toe het dinge baie taaf gegaan met my ouers en ek is seker my ma het tipe van mental health ek wil nou sensitief wees, illnesses gehad of struggles is 'n baie mooi woord. Ja. Want wat sy gedoen het en hoe goed uitgewerk het vir ons. Ja. Dit in vandag se terme is as jy met iemand praat sal hulle sê daar's 'n persoon met mental health struggles. So ek vertel hierdie storie nie vir mense wat kyk, ek vertel hierdie storie nie om my ma sleg te sê of om vrouens of enigiemand sleg te sê of sleg te maak nie. Dit is maar net my version van hoe my lewe aanvoel het, right? So, ja, presies. 'n ma gehad wat gestruggle het en ons het toe ons kinderhuis toe, maar ons is 3 gewees. So ek, my boetie Jackie Johan en my sussie Juanita. Ja. So, ons is 3. Ek is die oudste. Toe is ek en Jackie Johan kinderhuis toe in Middelburg, so in die begin van standaard 2, graad 4. En my sussie, my klein sussie het gaan bly by my stiefbroer, my ou boet, maar hy's my stiefboetie. Okay. So sy het by hulle gaan bly. En ek en my boetie is kinderhuis toe in Middelburg. Ja. En ek het 'n great tyd gehad in die kinderhuis. Ek moet sê, Okay. mense het
ek het nie issues of dramas daar nie. Dit was vir my lekker. Ja. Was 'n community, ons het cricket gejol, huise teen huise, rugby gejol, een huis teen huis nommer 2, Baie pelle gehad. trampolien gehad, Ja. 3 swembaddens gehad, 'n massive parkie gehad. Ja. So ek weet nie of die Here iets in my hart gesit het in daai tydperkie, maar dit was my lekker. Maar ek val in die rede, maar dit beteken dit was 'n baie goeie kinderhuis. Dit was 'n goeie kinderhuis en Ja. dit was Albert Herbst kinderhuis in Middelburg. Ek onthou die naam. Daar bo eenheid 7. Daar waar die polisie kantien is, Ja. daar by die nuwe brug. Ja, daar. Ek weet jy is. So ja, ek het nie regtig hang op so dit nie. Dit was vir my lekker. Ja. My boetie is toe eventually ook na my groot stiefboetie toe. Hy het Ja. ook by hulle gaan bly. Ja. So toe ek alleen in die kinderhuis. Yes. Start 5 het die kinderhuis toegemaak. Ja. Nie seker hoekom nie, seker finansiële redes en jy weet toe die nuwe bedeling ingekom het en van die regering point of view weet ek al was ook issues met kan nie net wit kindertjies in 'n kinderhuis hê nie. Daar was maar baie rumors en goed. Ja. Ek weet nie presies wat daar gebeur het nie. Maar toe is ons toe 'n paar van ons, die Hervormde Kerk in Middelburg, het 'n pleegsorghuis oopgemaak. Yes. En ek het in Middelburg tak toe my hoërskool klaar gemaak, maar ek het begin in 'n pleegsorghuis. Okay. So die kinderhuis is toe, ek's na 'n pleegsorghuis toe, maar ek's in Middelburg tak. Ja. Maar ek moet net een iets sê, so Stian Reinierse. Wat ons nou al ge-establish het, Uh, ook van Middelburg ja. gekom, ja. So ek's baie lief vir Stian. Hy's nie 'n vriend van my, hy's soos 'n boetie vir my. Ek weet julle twee is bitter close. Ja, so Stian se ouma. Ag Jesus. En hy het ons vertel dat hy ook by haar gebly het. Ja. So Stian se ouma, ja. Ja. So Stian se ouma het ons hare kom sny in die kinderhuis verniet toe ek Ja. klein was. Gaan kom Moego Samson toe. Ja. En hy was so seer swart en ek in laerskool Middelburg. En Ja. so dis hoe ek ken vir Stian letterlik van my kinderhuis daar af. Ja. So Was hy 'n stoute laaitie? come on, wat se vraag is dit? Is that even a question? Ja. Want Ja, Stian was stout. Want ons het- Definitief guaranteed. Ons het hom leer ken, obviously hier, as 'n groot mens nou en 'n musikant, maar Ja. obviously weet ek nie hoe hy was as 'n klein Ja, hy man. was stout. Is dit? Ja, ek en hy saam was stout. Ja. Maar toe ek Middelburg tak toe, Ja. in die pleegsorghuis en ek dink hiersoos is waar ek regtig begin struggle het met goed. Okay. In die einde van start of my ouers is toe oorlede. Okay. So albei my ouers is dood. My ma is toe oorlede in 'n karongeluk. Toe ek in graad 5 was, start 3. Ja. Terwyl ek nog in die Kinderhuis was. was, ja. Toe is my ma oorlede en karongeluk en my pa is oorlede aan die einde van start 6 aan 'n hartaanval. So dis binne 2 jaar. Ja, dit was naby aan mekaar. Naby mekaar, ja. Ja. Maar relevant om dit te onthou want daai tyd het dit my nie so geaffekteer nie. Okay. Almal het altyd gesê, "Come on, crack on." Dis Ja. okay, crack on. Ja. Dis okay, dit het gebeur, beweeg aan, jy moet nou aangaan met jou lewe. Ja. So ek het dit gevat en ja. Later het dit teruggekom. Ja. Maar ja, so die kinderhuis daar of die pleegsorg daar het soort van einde start 8 graad 10 het dit opgehou. Okay. Ek moet versigtig wees want ek praat van ander mense en hulle hartjies, Ja. maar die mense wat daar na my gekyk het, hulle was nie baie mooi met my nie. Okay. En ek sê niks sleg van hulle nie. Maar ek hoor jou. Dalk in my storie is ek die hoofkarakter. Ja. So miskien het ek begin uitact en ek het, jy weet, goed gedoen wat ek nie moes gedoen het of gesê het nie, Ja. maar hulle het nie baie van my gehou nie. Hulle was nogal lelik met my. Ja. Daar het ek begin voel dat jy weet, dis nie mooi nie en ek het begin voel my hart is seer en dit is nie lekker Ja. hoe hulle my hanteer nie. So toe matriek klaar op daai pleegsorghuis het toe toegemaak. Sorry, ek moet dit vertel. Toe gaan bly ek by my ma en my pa wat ek nou my ma en my pa noem. Ja. So toe het hulle my in pleegsorg gevat dat ek skool kan klaarmaak in matriek en hy het vir my sonnaarskool gegee. Okay. So hy was 'n sonnaarskoolonderwyser, Braai nie. Ja, jy Rus praat in baie van vrede. braai nie. Ja, Ja, okay. my pa Braai nie. Ja. En my ma Bra Corrie lewe nog. Sy's in die Kaap. En ek het 'n sussie, Okay. Corlia, in daai gesin. Ja. Ja. So ja, dit is maar basically die skooljare en in die skool al begin bietjie rebelleer en
baie verkeerde besluite gemaak. Soos ons almal doen obviously. Ja. Ja. Na skool, Voor ons na skool Ja. gaan. Okay, so dit was tot matriek. Ons het nou half ge-establish. Ek het 'n vraag rakende daai tydperk. ja. As die jong seun van die kinderhuis wie jy was as 'n kind, as hy jou nou moet sien wie jy nou is, wat sou hy nou van jou sê? Daai is enetjie wat ek sal graag wil weet. Sjoe. Sorry, is 'n curveball vraag. Sjoe. Wel, ek dink hy sal baie trots wees. Ja, Ek dink hy sal trots wees. Obviously ek het drome gehad toe ek so klein was ja, en ek het van hulle al gereach. ja. Van hulle is maar work in progress. Ja, dis Maar ek dink daai seentjie sal baie trots wees op homself. ja, wat en hy nou sal- wie hy hy nou sal- geword het. Ja, ek dink Ja. hy sal baie bly wees en baie trots wees op homself. Dis ek's bly om dit te hoor en as ek nou daai vraag vir jou moet omdraai en jy kan nou vir daai jong seun iets sê. Wat se raad sal jy vir hom gee nou wat jy wens jy daai tyd geweet het? Moenie die lelike en die negatiewe goed wat ander mense oor hom, oor my, oor hom uitspreek glo nie. Moenie dit glo nie. Amen, ja, daar's mooi. Moenie dit glo nie. En stay in the fight. Ja, Stay in the fight. ja, hou aan opstaan. Ja, Elke keer. dis mooi. Dis baie mooi. Maar hy het dit gedoen, probably, want jy het aangehou opstaan want ek meen jy's nou waar jy nou is. So ek dink hy het redelik goed gedoen. Baie goed in fact, tot waar hy nou is. So Dankie. ja, maar kyk, kom ons gaan aan. Sure. Skus. Ek weet ek het nou 'n hartsnaar geraak daar, Yes, maar ek het nie daai expect nie. sorry, maar Ek dink enige iemand het al ooit vir my daai vraag gevra nie, so great vraag. baie dankie. Baie. Great vraag. Dankie man. So, okay, so dan wil ek weet as jong volwasse, as jong groot mens, wat was jou eerste werk na skool wat jy nou gaan doen het? Hoe het jy jou eerste inkomste gemaak? Sjoe, okay, ek onthou hierdie baie goed. So ek het al in skool saam braai nie, Ja, nê? Vakansies moet ek gaan werk. yes. Okay? Almal gaan warm bad, Pieter Vogel is, almal die hele crowd gaan warm bad toe. Ja, Ek moet werk hier vakansie. yes. En nie fancy werk by my pa se makelaar kantoor en ek het as 'n electrician saam my pa toolbox gedra, klappe teen die kop gekry, Ja, met die leer goed van mense se kaste afgestamp, o jene. in die moeilikheid gekom. Ja, So, maar ek het nooit 'n salaris gegee nie. Ek het vir my pa gewerk vakansies want ek moes geleer het wat dit is om hard te werk. yes. Maar na skool het ek wou graag gaan swat het. Ek wou siviele ingenieurswese gaan swat het. Dit was die ding wat ek die graagste wou gedoen Dit het. was jou droom, ja. Of nie, so ek sê ek het jou nie rede gevra Ek weet nie of dit my droom was nie. ja, Maar dis wat ek wou gedoen het want ek het van siviel gehou op skool en ek het van tegniese tekeninge gehou. ek sien. Dit was vir my lekker en ek het dit verstaan. Ja, So dis wat ek wou gaan doen het, maar my ma het nie geld gehad dat ek universiteit toe kan gaan nie. So my heel eerste werk was ek nog op die groen banke gelê voor die TV toe kom ouma Sari daaraan. Brahennie se ma, ouma Sari. ja, Toe kom sy daaraan. Sy kom opstaan, gaan trek langbroek aan na in die kar. ja. Toe ry sy Amazons toe. Daai Amazons Ek onthou vir Amazon's baie goed daar in die hoek. daar in die hoek, Ja, daar by McDonald's. dis 'n restaurant. in Ja, Middelburg. restaurant in Middelburg. En sy stap in met my in die hand, sy stap reguit na ou Dawie toe. Ek weet nie of jy vir Dawie kan onthou wat dit was mos niks se plek. Maar Dawie het vir hulle gewerk. Kan nie So dit korterige man gewees met krulhare, Ek kan nie dit mooi onthou nie. maar hy ja. het die plek bestuur.
Jy's klein bietjie ouer as ek, so ek Ja. kan nie dit mooi onthou nie. So maar sy stap reguit na hom toe en sê, Ja. Dawie, jy gaan vir Frans 'n werk gee, wanneer kan hy begin? Sy sê kom. Sy ken hom. Ja, Hy's nie okay môre aand. So toe begin ek my heel eerste regte werkie was 'n barman gewees in okay. Amazons. Ja, So ek het dit geniet, maar ek het geweet ek gebruik probably 2% van my ja, totale kapasiteit. yes, En toe ek Pretoria toe ja, ek in Pretoria alarms verkoop. Ek het IDT alarms verkoop. Ek het door knocking gedoen. ja, So sales, die beste manier om sales te leer is om door knocking te doen. So dis wat ek gedoen gaan het. klop fisies aan die deur en sê, wil Jy het jy, 'n skrip wat jy moet leer. ja, En so julle A4 bladsy, ek's Frans van Sail van IDT bla 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 bla. En van 5:00 tot 8:00 in die aande. Deur honde gejaag. ja, Gedreig hulle gaan by skiet. Gedreig hulle gaan die polisie bel. kom met my erfheid, Ja, wat soek jy in Middelburg? Een keer het iemand my uit 'n ou my by die straat afgejaag. Groot sterk ou het my by die straat afgejaag. net omdat jy alarm aan hom wil verkoop, Eintlik aan hom wou ek 'n waterfiltreringsstelsel verkoop het. Dit was ook een van my door knocking werke Ja. gewees. Maar ja, ek het baie rondgeval. Ja. Ek het verskillende goed probeer. Toe okay, ek sien ek gaan nie swat nie. Toe het my aandag soort van geskuif na sales en marketing toe. okay, So toe die meisie wat ek gedate het daai tyd, Amanda, haar oupa het vir my betaal of begin betaal om te begin swat bemarking okay, deur Unisa. yes, Dit was vir my baie moeilik want ek is nog jonk, ek traai nog werk, traai swat en ek weet nie hoe om te leer nie. Ja. Ek weet nie hoe om te sit en 'n boek te vat en te swat, hoe moet ek weet wat moet ek leer as ek nie iemand het wat at least my guide en sê jy moet hierdie en hierdie en hierdie Ja. en hierdie is belangrik en daai so. kan ek gou net op dit 'n ander vraag wat ek nou aan dink, as jy sê dit was moeilik om te leer, op skool, as kind, hoe het jy perform, was dit ook 'n moeilike ding? Nee, ek het start 8 soos in daar wat dit nou die moeilikste was. Start 8 die eerste kwartaal het ek 4 onderskeidings gekry. Okay, Dit was vir TT siviel wetenskap en wiskunde ja, en ek het die 2 tale net gemis, ook hoë 70's Ja. gekry. En die issue was ek het huis toe gegaan met my rapport en niemand het eers iets gesê nie. o, Die mense by wie ek gebly het. okay, So ek was net soos wat maak dit saak? ja, Wat maak dit saak? Ek's te klein om te weet ek doen alles net vir myself ja, want ek het 'n seer hartjie. ja, So ek sê soos ek gaan nou nie meer ja, ek hoor niks jou. wat ek doen word in any case raak gesien of ja, ek Ja. hoor jou. So Maar nee, daai was net moeilik in die sin van dis baie nuwe terme. Dis toe rekenaars. Onthou ons het matriek geskryf sonder Google. Daar's nog nie Google het nog nie bestaan nie toe skryf ons matriek, né? ja, ons het ensiklopedias gehad en Het jy moes om, biblioteek toe gegaan het om navorsing te doen. om 'n ensiklopedia te gaan kry, Ja. koppies maak, onthou jy? So nee, ek dink dit was baie nuut en komputers het uitgekom Ja. en e-mails en al daai tipe goed. So dit was baie nuwe goed wat ek nie access na toe gehad het Yes, voordat ek begin het nie. ek sien. So dit het nie uitgewerk nie. Ja, Ek het nie klaar gemaak nie. Maar in daai tydperk het ek eventually weer Middelburg toe gegaan en Okay. saam met Braaheni en sy besigheid Martiek okay, het ons die hele Mpumalanga al die staatshospitale se verkoeling gedoen. okay. So dis toe ek nou 'n bietjie groot mens begin word. Ja, toe is jy nou al hoe oud omtrent? Dis ek seker so 2021. Ja, So ek het verlang door knocking gedoen, Ek sien. basics geleer Ja. van sales. maar toe begin jy nou 'n bietjie groter word en Koop 'n bakkie, kry my eie plek om te bly, Ja. jy weet en werk, En vaste werk. verdien 'n lekker 'n salaris wat jy jouself kon onderhou. Ja. Ja. Ja, ons het goeie geld gemaak. Ja, Hulle het mooi na ons gekyk. ja. So toe, obviously, ek meen daar's baie goeters wat nou gebeur het intussen en ons het nou nie genoeg tyd in hierdie episode om Ja. alles te unpack nie. Maar wat ek nou wil weet is ek weet nie, jy was Britse weermag toe. Ja. Maar wanneer het jy vir Elyn ontmoet? Voor of na dit? So terwyl ek by Martiek gewerk het, daai werk kom op 'n punt waar my pa sê vir my hy dink hy en sy vennote gaan opbreek. Ja. So of ek moet kwalifiseer en 'n ander werk gaan soek of Ja. ek moet oorsee gaan. Wat verkies ek? Okay.
toe sê ek en Amanda, toe sê ons gaan saam oor see gaan. Okay. So dit was toe ek so 23 was, 24. Alright. Toe verkoop ek en sy alles en ons pak op en ons gaan toe oor see. Alright. Ons gaan toe Londen toe. Daai 2 jaar working holiday visa wat almal kon gedoen het. Okay, ek het nie daai gedeelte van jou geweet nie. Ja. Alright. Ek dink eers van hier af het jy aansoek gedoen. Nee, Wow. nogal moeilik om dit so om te doen. Dis hoekom ek Ja. dit wou vra, want ek meen hoe beland 'n mens dan in die Britse weermag? Maar ekskuus, so jy het vir Elyn ontmoet voor of na jy Net na my military career. toe ontmoet jy? Aan die einde het ek haar ontmoet. Okay, so Ja. so dan chat ons net nou oor daai. Ja. So nou wil ek oor die weermag praat. Okay, so jy was Ja. in Londen en somehow Ek was in Londen, ja. en toe besluit jy op hoe dit gebeur. So jy het 'n werk gehad wat jy gaan na verskillende pubs toe. Vir 'n hotel. Jy bly in die hotel, jy eet daar, jy slaap daar en hulle betaal jou 'n wage. Ja. En so het ons nou by verskillende plekke gaan werk. Ja. Soos een van die beste somers wat ek in my hele lewe ooit gehad het was 2007, is dit 2007? In Sidmouth. Dis op die south coast of Devon. Naby Exeter in die UK. Ja. Amazing somer. Bier gedrink, almal Suid-Afrikaners, lekker op die strand gesit. Dit Ja. was amazing. So jy Yes. werk die oggend en dan die middag en dan in die aand. So daai in die middag almal lekker gaan sit, drink 3 of 4 biere, Ja. swem in die see, dis 'n warm, is 'n lekker somer in die UK. Nice. So na dit het ons gaan werk in 'n plek met die naam The Boot Inn. Ja. So dis 'n pub in die countryside in Oxford. So Okay. daai Oxford is belangrik om te weet want Oxford is waar die main military Air Force base is. Alright. So terwyl ons in daai pub werk en bly, is daar heeltyd Chinooks wat oorvlieg. Chinooks is daai groot helikopter met die 2 blades bo, wat baie groot is. Yes. En C-130s en fast air soos jets, fighter jets en so aan. Ja. Vlieg die heeltyd oor die pub. Want ons is baie naby aan die airbase. Ja. En die een local wat baie daar kom kuier het en eet het. Hy was in die SAS gewees, maar in die Territorial Army, Wat was dan SAS? Special Air Service, so Special Air Special Service. Forces. Ja. Maar jy kry die Regular Army en die Territorial Army. Okay. So hy was nie Territorial Army, hy was nie 'n regular gewees nie. Okay. So is bietjie makliker vir hom om in te gekom het en Ja. so aan, dis nou maar net 'n feit. Ja. Maar ja, toe het ek en hy begin praat. En toe gee hy vir my 'n boek om te lees. En daai boek het gegaan oor 'n ou wat ook in die Territorial Army was, Ja. wat die SAS gejoin het en toe sy storie. Okay. Terwyl ek daar sit en ek lees hierdie boek en ek het lang hare, baie verkeerde besluite gemaak, maar lang hare, baie wyn gedrink en Lang hare. lang hare, Jy moet lang hare. asseblief vir my 'n foto stuur. Ek gaan dit hier moet opsit. Ek Ek wil sê weet. jou wys absoluut moeg met oorbelle, Rarig. sterretjie oorbelle, lang hare, skateboard gery tipe moeg. Okay. En ek sien hierdie vliegtuie wat oorkom. Ja. En ek weet nie, Kona, dit is net asof daar 'n switch binne my was. Yes. Wat ek net gesê het, jy weet, van kleins af wou ek army toe gegaan het. Ek wou iets soos dit gaan doen het. Want Ja. ek wil myself Hugo Hatting het in Sart 8 al eerste span gespeel. Ja. Sart 8. Nou hy speel in my posisie. Ek gaan nou nie eerste span kry nie, want Hugo Hatting is net amazing. Ja. Hy kon 'n springbok geword het, so Yes. goed. Ja. So dan hardloop ons, ek is 'n average 6de, miskien 7de plek. Ja. As ek nou regtig goed doen, dan is ek reserve vir die aflosspan in Okay. Middelburg Tech. Ja. So ek wou myself getoets het. Okay. Ek het daai droom en daai drive binne in my. Fisies, mentally, Yes. alles. En Jouself niks toets. beat die army nie. Nee, dis Niks tough. beat. Ja, niks gaan dit beat nie. Ja. So ek het toe die besluit gemaak ek wil dit doen en ek het met Amanda dit gecommunicate maar Ja. Sy wou nie gehad het ek moes dit doen nie. So ons het toe na nog 'n ander plek toe gegaan, daar gaan werk in Londen vir 'n rukkie en ek het toe gesê hoor ek het die call gemaak, hierdie is wat ek gaan doen. Ja. En ek het voor die National Art Gallery, ek het op die trappe gesit in Trafalgar Square. Dis 'n baie famous plek in Londen. Ja, ken hom. Die Ja. koningin se hekke sit hierso, dan is dit die embassy, ons embassy en dan so half left is haar recruiting kantoor. Ja. Ek sal nooit vergeet nie, ek het my skateboard gevat oor die plein geskateboard ingestap en ek het gesê wat ek wil die army join, wat moet ek doen? Ja. Toe vra hy my waar kom jy vandaan? Sê ek Suid-Afrika.
gee vir my DVD, toe sê hy, hierdie is wat jy wil doen. Hy het so 'n maroon beret aangehad, vol tattoos, sy mou is opgerol, so fris sterk. Ja, Hy was 'n sersant gewees, baie cool ou. ja, En toe sê het ek 'n DVD by die huis. Sê ek nee. Sê ja, ek, hy sit hierso, sit hy die DVD in. ja, En die opening scene is paratroopers wat in Normandy inspring in die Tweede Wêreldoorlog. ja, wel, So dis my eerste, ek soos, okay, sê ek, okay, ek wil hierdie doen. Wat moet ek doen? ja, En toe begin die proses. Dis 'n lang proses. Jy moet 'n pre-seleksie gaan doen wat jy moet 2.4 kilos onder 9 en 'n half minute hardloop wat vinnig is. dis baie vinnig. Dis baie vinnig, ja. Yes, dis baie So vinnig. dis jou toets voordat jy in die army ingaan. Dan moet jy jerrycans dra, sekere hoeveelheid push-ups, sit-ups en pull-ups kan doen Met ander woorde, jy moet eers 'n fitness en 'n physical level pass voor jy enigiets anders kan doen. en mental ook. Natuurlik en mental. So hulle sit jou in klomp stres situasies wat hulle jou toets en hulle kyk wie's leiers, wie doen niks nie, wie wil werk en dan toets hulle jou in daai environment Ja. voordat jy army toe gaan. So as jy dit gemaak het, dan gaan jy army toe. Ja, So ek het in Januarie was dit 2008, ek kan nou nie presies maar onthou nie, of 2009 Januarie is ek army toe. yes. Toe begin ek basic training. So dis waar die hele ding begin het. Right. En hoe lank was jy voor ek nou in detail vra oor alles in die army? Hoe lank was jy daar? Wanneer het jy opgehou? Ek moet net mooi dink. Ek was 6 jaar in die army, net onder 6 jaar. Okay. So dit beteken ek het 2015, 2016 vir Elyne ontmoet en teruggekom Suid-Afrika toe. Okay. Ja. Maar Right. voor ek was basic, toe ek nog in basic training was, toe was ek en Amanda nog saam. Saam ja. Maar dis toe daai journey begin. Yes, sê. Okay, so nou obviously bietjie as ons nou fast forward in die military ding in. Was al 'n oomblik in jou hele militêre wel seker dit sal nou maar obviously in die begin iewers wees waar jy besef het okay, cool, so hierdie is army life. Het iets gebeur wat jy besef het, okay, wel dis is army life. Ek weet nie, dit was net vir my baie maklik, Konna. Ek het net so goed ingeslot. Genuine. Dit was vir my ek het dit baie maklik gevind. Jy het die challenges gelike. Dit was moeilik. Ja. Don't get me wrong. So daar was ek dink about 80 ouens wat begin het, Ja. okay? En ons is net 12 ouens wat basic training klaar gemaak het, Jo. wat uitgepasseer het uit ons oorspronklike platoon uit. Yes, sê. En van daai 12 ouens is 3 van hulle Suid-Afrikaners gewees. Nice. Ek en 2 ander ouens. Ek Twee kan ander nou nie- ouens, ek gaan nou ja. nie hulle name nou sê nie. Ja, maar Maar 2 ander ouens. So ja. maar van daar af was dit vir my is moeilik, maar dit was vir my maklik om Ja. want al wat jy moet doen is jy moet op die regte plek wees met die regte kit Ja. 10 minute voor die tyd wat hulle vir jou gee. Ja. Die res van dit sê hulle vir jou. Yes. En daai wat hulle vir jou sê, jy moet net nie quit nie. Ja. Moet net whatever jy doen, moet net nie quit Moenie nie. quit nie. Al suffer jy, al het jy seer, al bloei jy, maak nie saak wat gebeur, jy moet net nie quit nie. Dit Ja. was dis hoe ek dit gesien het. Yes. En dan waar was julle toere? Want ek meen van daar af, waar het julle gaan want ek meen ek weet nou al 'n bietjie van wat jy gepraat het. Jy kan helikopters vlieg. Het jy 'n license vir dit? Ek het 'n student pilot license. Student pilot Ek license. moet nog 8 ure vlieg, dan Ja. het ek my PPL. Okay. Maar ek het al die vakke deurgekom, alles geskryf. Ja, jy moet net die ure doen. Nee, ek moet alles weer van voor af doen. O, weer van voor af. Ja. Okay. Ja. Maar was jy Maar dit was nie deel van die army nie. Dit het ek gedoen na die die army. tyd? Maar ja. wat ek wil vra, ons het al gepraat oor was jy 'n paratrooper? Het jy Ja. okay. Ek is 'n paratrooper, so na training, Ja. dan kan jy nou daar's 3 verskillende bataljons toe waartoe jy kan gaan. Ja. So jy kan 1 para toe gaan, 2 para of 3 para. Ja. Die volnaam is 1st Battalion, The Parachute Regiment. Okay. So verskillende werke wat hulle moet doen. Mm. 2 en 3 para is conventional army. Ja. 1 para is deel van Special Forces Support Group. Ja. So dit is deel van Britse Special Forces. Ja. So SFSG is 'n tier 2 Special Forces unit. Okay. So dis waarna toe ek gegaan het. As 'n paratrooper is ek in 1st Battalion The Parachute Regiment Special Forces Support Group. Ja. En ek het in Augustus daai jaar uitgetree en toe einde September Ja. toe deploy ek die eerste keer Afghanistan toe.
Okay, so dit was dit Afghan, was die enigste plek waartoe jy gegaan het, of was daar 'n paar? Ja, daar was 'n paar. Daar was 'n paar. Ja. Okay, maar ek meen daai as mense hoor Afghanistan, dan dink ek al klaar, jy dis wild. So, ek weet nie of jy nie die ander mag sê nie of wil sê nie, maar kom ons bly by Afghanistan. Ja. Okay. So dan hoe lank is jy dan op toer? Hoe lank is jy daar? So plus minus 6 tot 8 maande. Dit hang af of jy in die advanced party is en of jy in die rear party is. Ja. So as jy bietjie vroeër gaan, dan gaan kry jy handover. Ja. So in 'n bataljon is daar companies. Ja. So ek was in C company gewees. Ja, C company. So in C company is daar 3 platoons. Okay. So ek dink was 8 platoon gewees. Yes. So een platoon gaan op 'n ander toer. Hulle doen nie dit wat ons doen nie. Ja. Daai een kan ek definitief nie regtig oor praat nie. Ja, dis okay. Maar hierdie ene, jy weet, ons was 2 multiples wat gaan saamwerk het in Afghan en ons werk was long range reconnaissance en intel gathering. So jy spy. Wat se reconnaissance? Ek sal nou nie sê spy nie, maar ons sal by ons kamp uitry en dan het ons 'n sekere area waarna toe ons moet gaan. Ja. Dan sal ons in daai area gaan bly vir 3 weke of 4 weke, van ons karre af bly en van ons karre af lewe. Ja. So jy ry in die woestyn in, dan stop jy daar en dan sit jy beskerming uit en dan slaap jy daar vir die aand. Die helikopters kom in die aand daarna toe en laai hulle vir ons kos af en hulle vat al ons vullis, wat ons vir hulle wil gee, vat hulle en dit wat ons wil hê drop hulle vir ons op. Dan vlieg hulle weer in die aand. En dis wanneer jy die helikopters sien wanneer die blades sulke wat noem jy dit? Ja, ek weet wat jy van praat. Wanneer jy sien dit lyk of die blades gaan brand. Yes, daai is ek het 'n foto van dit gesien so rukkie terug. Toe stuur ek dit vir jou. Toe vra ek of jy dit al gesien het. Toe sê jy baie kere. Ja, te veel kere. Want die helikopter, dis die sand in die lug, Dis die sand, ja. Dan maak dit sparks op die helikopter se blade. Se blade, die stof. Ja, maar ek weet daar's 'n woord vir dit, maar ek weet kyk, as jy gaan land en die stof kom so op, dis 'n blackout. Ja. Ja, soos of 'n dust out of iets soos dit. Dan kan jy niks sien. Maar dit lyk incredible met daai blades wat so ek sal 'n foto van dit post. Is insane goed. Ja. Maar ja, so daai het ons dan recon gaan doen. So ons het gery en dan gaan kyk ons wat gebeur as ons naby hierdie spesifieke area kom. Ja. Wat ek ook nou net nie die naam wil sê nie, maar dan kom ons in 'n fight. Dan fight ons die fight en dan ry ons weer nie aand en gaan slaap in die woestyn. Yes. En dan al daai inligting wat ons sien, hoeveel mense daar was, stuur ons terug en dan bou hulle 'n prentjie van wat aangaan. Incredible. Hoor, ek gaan net so 3 vinnige vrae vra en dan gaan ek aanbeweeg want ek wil nie die hele tyd net oor dit praat nie, maar hier's goed dat ek graag wil weet. Is daar enige close encounters wat jy wil of mag kan vertel wat jy gedink het, joh, dit was close? Daar's baie. As jy een wil uitsonder en mag. Een aand het ons is gevra getask om 'n spesifieke groep te gaan help. Ja. Want daar waar hulle FOB is, hulle Forward Operating Base, hulle kan nie eers 'n kilometer uit dit uitkom nie, dan kom hulle in kontak en dan moet hulle withdraw. En so hulle vat shots. Ja. Nie almal in die army is equal nie. Natuurlik. Verstaan jy? Ja. Griekwas gaan nie die bokke wen nie. Nee. Kyk maar die All Blacks kan die bokke wen. Yes. Verstaan jy? So daai company wat daar was is dalk Griekwas. Okay. Dan bel hulle die bokke. Sê hulle die bokke moet nou kom help. Die boogeyman is nou stout. Iemand moet 'n bietjie die boogeyman net kom op sy plek sit. Maak sin. Daai aand stap ons, ek dink so 30 kilos in 'n rivier op en ons kom agter die enemy in. Die vyand in. Ja. En ons orders was om van daar af terug te beweeg na die FOB toe. Ja. En ons het daai dag het ons gefight. Yes. Daai dag het ons gefight. Ja. Daai was 'n serious fight. Daai was nie jokes nie. Ja. Daai was regtig nie jokes nie. Ek het daar 'n paar keer ek's op die dak, ek het langs een van die snipers gelê. Ek het gehelp kyk. Ja. Toe was ek nog nie 'n skerp skutter gewees nie. Okay. Ek was nog 'n rifleman. Ek's op daai dak, so ek seker 3 keer, 4 keer is ek raak geskiet.
ou rooikop, ek gaan nou nie sy naam sê nie. Ja, maar Engelsman. ja. Jesus, hy is so kwaad vir my. Ek het 'n paar aande voor die tyd het ek sy hot chocolate omgeskop oor sy slaapsak en Ag nee. yes, en hy was 'n senior, ek was 'n junior. Jesus, hy was kwaad vir my. Ja. Maar op daai dak, ek onthou hy het my so plat gedruk en my naam toe getrek. Ja. Groot seun. Om te keer dat jy nie raak geskiet word Ja, beskerm hy my. Ja, Hy beskerm my op die dak. dis insane. En daar in daai skermutseling, daai dag het hulle 'n JDAM het hulle gedrop, danger close, wat beteken is binne ek wil nie jok nie. Ek kan nie al die terme en alles presies 100% onthou nie, maar dit is ek dink is binne 200 meter van waar ons is, het hulle 500 pond bom gedrop. Heerlikheid. Danger close. Ja. En dan kan vir jou sê hoe dit gevoel is, dit het gevoel of my hele wêreld, of alles, net so dit's net so shock. Dis soos 'n shockwave wat jy voel dit binne in jou. Ja. En die debris het op ons geval. Ja. Heerlik. So daai was, ek sou sê daai is een van die Daar was 'n wille moment waar jy gedink het, 'n joh, hele dag. dit was amper, ja. En dit het nie opgehou nie. Ja. En so nou het ons deur die aand 30 gestap. Was julle outnumbered? Hulle was obviously baie meer as julle, ja. Ver, ja. Crazy. Ja. Wat mis jy nog steeds van die weermag daar en wat mis jy glad nie van die weermag nie? Ek mis nie die bullshit nie. Okay. Ek mis nie die hurry up and wait nie. Okay. Ek mis nie die kick checks nie. Okay. Ek mis nie weapon cleaning nie. Ja. Wat ek mis is obviously as trauma related aan al hierdie goed. So ek het 3 toere gedoen in Afghan. Die tweede toer was baie meer traumaties as die eerste een. Ja. Die derde een was baie anderste toer. Ja. So daar's trauma wat saam met dit gaan, maar ek dink een van die goed wat vir my baie sleg was, is die feit dat ek het toe ek teken, toe weet ek gaan in my lewe nooit weer so awesome wees nie. Okay. Ja. So jy sad. Dit was vir jou die awesomeste tyd waar jy gevoel het. Die goed wat ons gedoen het. So as jy hang agter 'n Chinook en dan jy ARTES, so jy rope extract. Ja. So Chinook land, jy hak aan 'n tou. Ja. Jy sit nie binne in die helikopter nie. Jy hak aan 'n tou. Die helikopter styg op en hy vlieg en jy hang agter 'n helikopter uit tot waar jy moet wees. Ek meen, come on. Come on. Ja, dit superhero stuff. Nou sit jy in 'n traffic en taxi druk voor jou in en dit is so jy mis dit is nie jy mis die awesomeness van dit. Ja. Baie cool. Ja, so daai is maar. Yesie. Okay, dit was baie cool. So, kom ons fast forward. Jy het toe nou vir Elaine ontmoet terug in Suid-Afrika. Ja. Obviously het julle begin date, getroud. 3 beautiful kinders, nê? Nee? Kettiekoppe. Jy noem hulle nogal baie kettiekoppe in 'n mooi manier natuurlik. Ek meen, kom terug van hierdie awesome en traumatiese crazy lewe van weermag en nou is jy 'n pa van 3. I mean, is daar nie 'n bietjie van 'n oorlog op sy eie nie, 'n bietjie van 'n ek's outnumbered die hele tyd. Jy's die hele tyd outnumbered, want jy het nou 3 teen 1 hierso, nê? Ja, wat's vir die lekkerste deel van parenthood, van met die kinders? Kona, daar's baie goed daar, maar ek dink wat vir my die beste is om te sien hoe hulle deur al die ups and downs deur ons al was, including 'n egskeiding, jy weet, finansiëel goed doen en alles verloor. Ja. Weer opbou, weer alles verloor. Ja. Jy weet, en om te sien hoe hulle develop as human beings. Ja. Wat omgehaartjies het. Yes. Daai is dis mooi. Ja, dit is special, nê. Ja. En elkeen en is daar, ek neem aan, want ek spandeer obviously nou nie so baie tyd nie. Is hulle baie dieselfde of is hulle elkeen anders? Scarlett is definitief anders. Okay. Oei Elia, jy moet nou rustig hou bal. Is dit hy raak baie vinnig jealous. Want ek en hy het 'n ding, ek gaan vir hom so. Ja. En dan maak hy vir my so en dan weet ons albei weet, dan sê ek vir hom, jy is my first true love. Ja. So hy's my eerste ware liefde. Ja. Maar Scarlett is my enigste dogtertjie. Ja. En ek het haar gevang met my eie hande. Ja. Het ek haar gevang as sy gebore is. Wow. So dis net anderste. True. En sy so 6 weke terug het ek haar gedoop. Okay. Toe self vir my begin sê sy wil gedoop word. Wow.
en sy bid verskriklik mooi. Ja. Sy bid spesifiek vir mense, vir events, vir goed, sy 6. Ja, dis special. Ja, so ek dink sy's anointed Ja. en Elia is maar 'n moeilike personality, maar hy's as jy wil weet hoe ek was toe ek klein was. Koppie. Ek wou nou net vra, Presies. wat een van die twee seuns is die meeste soos jy? Elia. Elia. 100%. Is dit? Moan oor alles. Moeg. Hy's moeg vir sy boetie en sussie. Ag, hulle is so cute. Is dit? En Caleb is net, hy breeze net deur die lewe. Ja, hy het dit lekker. Niks kan hy laaitie plan nie. Ja. En ek sien nou lately hy begin hulle afknou. En is hy ook die enetjie wat ek kan onthou jy en jy het onlangs het jy 'n ander liefde ook gehad. Ek noem maar Joycey man. Ja, ek dink Dis- jy mag haar Joyce noem, ek dink dit is fair. Ja, kom ons noem maar net Joycey. Ja. Okay, dit is die nickname wat hy vir haar het. Kom Ja. ons los dit daar. Ja, dit is nie haar Ek naam wou sê eintlik nie. amper na haar regte naam sê. Okay. Ek dink jy het vir my gesê, is dit Caleb wat nie kan jok nie. Caleb jok nie. Ja. Hy kan nie. Jy vra hom vraag en as jy dink hy jok en sê vir hom praat die waarheid en dan sê hy sê okay nee sorry hy het gejok. Hierdie is die waarheid. Ja. Maar Caleb jok nie. Ja. Hy vat nie kanse nie. Hoe is dit? En as hy jok, weet hy vinnig hy moet die waarheid praat. Ja, en jy kan dit sien. Is dit? Ja. Ja, dis Maar cute. maar Caleb en Scarlett, die foute wat ons geleer het daar, Ja. maak ek van my kant af reg Ja. met Caleb. So Ja. hy het baie meer grace. Hy kom uit baie meer weg Ja. as die ander twee. Ja. So hy het dit bietjie easier. Ja. Alright, so obviously om pa te wees, dit is behalwe die struggles en die stress en die goeters, ek meen is 'n absolute joy. Ek kan imagine, ons is nou nie Jy gaan 'n baie goeie pa wees. ons ja. is nog nie ouers nie, ek en my vrou, maar ja, if that ever happens, ek meen ek kan nie wag nie. Ja. Wat ek nou by jou wil hoor is jy het 'n ding begin onlangs, Dida Foundation. Ja. Okay. Ek gaan eers weet hoe om te begin, hoe om te verduidelik wat dit is nie. So tell me about Dida Foundation en uit dit uit sal ek probably 'n vraag of twee het wat uit dit uitkom. Okay. Soos toe ons begin chat het, toe sê ek, jy weet daar was sekere goed van my ma Ja. wat ek nou kan terugkyk en sê okay, sy was lief vir my, sy dalk net mental struggles gehad. Ja. So dis nie dat ek unloved was nie. Ja. Verstaan? Want ons kinders wat unloved is, wat kinderhuis toe gegaan het. Maar daar's mense met mental health issues wat nie kan cope nie en daar's nie tools gewees in die 80s. Ek meen mense het nie gepraat oor depressie, anxiety, Ja. daai goed nie. Daar was nog nie langtermyn studies gedoen wat daai goed fisies begin adres het nie. Ja. Jy weet? En ons lewe nou in 'n tyd van soveel inligting. True. Partykeer is dit te veel. Ja. Maar met my ma in gedagte en my pa wat oorlede is. Ek het by my ma net 'n fotootjie wat ek oor het van haar wat Van haar. geskeer is. Ja. So 'n geskeurde fotootjie wat ek in my Bybel bære. En by my pa wat oorlede is, het ek sakdoeke gekry Ja. en sy Suid-Oos-Transvaal referee tas. Das ja. Ja. So ek het daai goed bymekaar gesit saam met Bra Henny. Bra Henny het sy eie lewe geneem. Okay. En by hom het ek 'n potjie gekry en 'n sambok en 'n sweep. Ja. So al daai goeters is nog altyd in my mind. En in COVID, jy weet het ek het nog altyd gehoop dat my storie kan op 'n plek kom waar ek dit met mense kan deel. Yes. Nie want dit moenie oor my gaan nie. Dit gaan oor wat hoor jy wat jou hartjie kan verander, Ja. wat keer dat jy nie iets doen wat jy nie moet doen nie. True. Ja, dis Wat kan mooi. jou inspireer? Ja. As jy 'n kinderhuiskind is of as jy 'n Sia-Kolisie is of wat ook al. Ja. Jy mag in 'n fantastiese huis groot word. Maar jy mag dalk sukkel met anxiety en jou pa gaan dit nooit verstaan nie. So whatever ek kan buite sit Ja. om iemand te help, om iemand se lewe beter te maak. Dis my purpose. Dis nie my droom Dis jou purpose as Frans. as Frans. Okay. En Dida Foundation het Ja. ek die eerste keer iets op papier gesit met al daai komponente. Ja. Ek het bymekaar gesit en gesê, mense suffer nou in COVID. Ek het 'n besigheid vir my is geliquidate. Mense is van my employees was so kwaad vir my, nou nog kwaad vir my. Ja. COVID het gebeur. Mense fisies sit op straat, hulle het nie klere nie, hulle het nie kos nie en toe word hierdie idee gebore. Ja. Dat ek wil 'n foundation hê wat op die einde van die dag vrouens wat sukkel met mental health issues, Ja. mense wat nie genoeg geld het vir kos en vir klere nie, hulle te help en dan 'n program te hê waar
Ons vat mense in, ons retrain hulle en ons release hulle. Daar's is nog 'n bietjie meer vleis in die been daar. Natuurlik, ja. Maar dit is hoe dit begin het. So toe het ek en die lyn is geskei en toe ontmoet ek vir Joycey. Ja. En so obviously so ek het haar leer ken en haar storie begin verstaan. Ja. Dit waardeur sy was. Ja. En sy het ook deur verskriklike trauma gegaan in haar lewe, verskriklike trauma. Yes. Wat dat ek dink soos waardeur ek gegaan het is niks. Ek sal weer af kan doen kaal voete. Ja. Ek sal nie eens 'n skoen aantrek, dit weer gaan doen. Ja. Om te keer dat sy deur daai goed moes gegaan het in haar lewe. Ja. So dit het die Dida Foundation vir my baie meer reël gemaak, Ja. en persoonlik gemaak. Yes. Dit het die idee gevat en die idee het lewendig geword Ja. in my verhouding en my journey wat ek haar geleer ken het. Ja. En die idee van om 'n trailer te hê, Shower on Wheels, is eintlik haar idee. Okay. Ons praat net nie nou met mekaar nie. Daar's Ja. geen kommunikasie tussen ons nie. Maar dit is haar idee. Ek wil dit net in Dida Foundation wil ek dit net ook implementeer dat jy trailer het Ja. wat jy stop langs die pad en 'n boemelaar of iemand wat sukkel kan instap. Hy kan sy klere laat was, hy kan 'n shower vang, Ja, dis 'n baie cool idee. hy kan uitkom, hy kan vars klere vir hom kies Ja. en hy kan sit en hare sny, hy of sy kan hare sny, nails doen en agter uitstap en dan is hulle weer bietjie Lyk hulle Voel- vars. en voel weer mens. Ja. Voel hulle is worthy. Jy weet nee, skus laat ek jou in die rede val. Lank terug het ek een keer van 'n ou geweet wat hy het 'n ou op straat opgetel wat elke dag staan en bedel wat swaar kry. En hy het daai opgetel en hy het hom na sy huis toe gevat en hom sê stort, hier's vir jou nuwe klere, hier's vir nuwe skoene, jy weet, en gaan soek 'n werk. Mense is vinnig om na boemelaars te kyk en sê man, hou 'n bedel gaan soek 'n werk. Weet, as ek so moet lyk en voel en so down in the dumps is, ek het geen confidence om na iemand toe te stap en te gaan sê soek vir werk nie. Exactly. So dit wat met die trailer idee, daai klein verskil van groot verskil wat 'n klein dingetjie is Ja. van mense wat was, weet shower, sny die hare, gee vir hulle 'n paar stel klere as daar is. Ja. Daai dis ou die voel idee. fresh en as hy daar uitstap, het hy confidence om miskien iewers 'n werk te gaan kry wat sy lewe kan verander. Absolutely. Dis die idee. So daai gaan 'n Ja. bitter groot verskil maak en ja, skus jy kan aangaan, maar ek dink dis 'n great So ja, ek het geleer Kona wat is mental health en hoe kan dit mense affekteer, want ek het dit nie altyd geglo en verstaan nie tot Ja. ek nou soos genuinely lief geraak het vir haar. ja, En sy het vir my begin uitpoint, maar hoor hierso, sy het altyd gevra, Hartjie, shame. dan moet ons sê, kinders almal, Ja. hoeveel is jou hartjie uit 10 uit? O. Ja. Okay. So as jy sê hartjie, dan sal ek nou sê, my hartjie is 'n 9 uit 10 altyd. Ja. En soos sy sê, nee, jou hartjie kan nie 9 uit 10 wees nie. Ja. Jy moet begin sê, begin praat. Ja. So ek sê, okay, maar vandag is my hartjie 'n 6 uit 10. Okay. Soos hoe jy voel. Hoe ek voel. Ja. Ja. Want ek het altyd gedink dat my gedagtes beheer my gevoelens. En toe realise ek Ja. in my verhouding met haar dat my hartjie is waar ek goed voel, my gedagtes is waar ek goed dink. Dink. En dit waarvoor ek lief is iets anders. Ja. Dit link nie die goed met mekaar nie. Ja. Dis 'n baie kompleks structure. Maar ons het toe nie uitgewerk nie. Ja. Vir various redes het ons nie uitgewerk nie. Van my kant af, van haar kant af, kinders, Ja. moeilike situasie. My besigheid het begin shots vat. Jy weet, stress levels en goed, dit het net nie uitgewerk nie. Maar wat ek geleer het by haar is om regtig lief te wees vir iemand. Yes. Om regtig my hartjie Vir iemand te kan gee. gee. Regardless wat kan gebeur, Ja. want clearly het dit nie gewerk nie. Ja. Maar ek het geleer dat my hartjie maak saak Ja. en dat vrouens se mental health maak saak, mans en ook, Verseker, ja. want toe ek en sy uitmaak, Ja. dis
dis toe ek geleer het in die lewe wat suffering is. Wat dit is om te suffer. Op verskeie vlakke, nie noodwendig finansiëel of iets nie, maar Mentally, emotionally. maar meestal emotionally. Ja, Toe het ek geleer, toe kom alles op. ja. My ma wat dood is, my pa wat dood is, my ou boet wat dood is, my neefie wat selfmoord gepleeg het. In essence is dit my skuld, want ek het vir hom gesê, jy kan nie so in my huis lyk nie. Jy kan nie dit doen nie. As jy my huis wil bly, moet jy ophou pille drink. Ja, En toe sy weg, toe sê wel hy gaan na 'n vriend toe. Sê ek wel, maar jy gaan nie net terugkom nie. Ja. Lang storie kort, daai maandagooggend toe bel die polisie my, toe het my neefie homself gehang. yes. So, Ja, jy weet, ek het toe voel ek vir die eerste keer in my lewe alles. en skuld, En ek het alles. hierdie pragtige girl van my, vir wie ek so lief is, het ek en ons het mekaar begin verniel. Ja, En in daai diep suffering, yes. dis waar ek myself en my purpose regtig gevind het. So ek het dit begin embrace. Ja. Maar dis nie maklik nie. Nee, ek kan imagine, dit is, En dis wat ek hoop mense kan hoor en sien en ervaar, ja, is dat om te suffer is 'n rite of passage. okay. Is 'n rite of passage. Ek sê nou nie jy moet dit oor jouself bring Natuurlik nie. en dit force nie. Maar wanneer jy deur dit gaan, embrace dit. Ja, Embrace dit. een van die gaste met wie ons al gepraat het op hierdie podcast het gesê dat in die suffering en in die moeilike tye is daar's iets om te leer ook uit dit Yep. uit. En dit is wat hy die meeste uit uitgevat het, is uit sy moeilike tye uit, behalwe die suffering en die moeilikheid, die moeilike tye wat dit is vir dit is, dis waar jy ook die meeste leer eintlik. Ja, Ja. dis die waarheid. Ja, Veral wat ek geleer het is wat my purpose is. ja, Want Jordan Peterson sê, in essence, hy sê baie goed, ek love hom. Ek resonate met sy boodskappe. ja. En hy sê, the storm is coming. Die storm kom. Jy kan hom nie Jy jy gaan nie van hom wegkom nie. En hierdie is nie om negatief te wees nie. Jy kan dit sien as, jy gaan lief wees vir iemand wat gaan doodgaan. En dit kan gebeur as jy 70 is. Ja, Dit kan gebeur as jy 9 is. ja, Maar jy gaan lief wees vir iemand en jy gaan daai persoon verloor. ja, En dit gaan, partykeer is dit jou eie skuld, partykeer is dit nie jou eie skuld nie. ja, Maar daai storm kom. yes, En die enigste ding wat hoe ek verstaan, wat jou deur die storm bring is purpose. En dit kom nou full circle terug by Dida Foundation. Dit is my purpose, ja, om my storie te deel met mense ja, en om ander mense te help. Dis nie my werk nie. Ja. My werk is solar up. Ek bou solar plants. ja, Dis wat ek doen, dis my werk. Maar my purpose is om daai aan mekaar te sit en by mekaar te kry, sodat ander mense se lewens beter kan word in hulle suffering. yes. Want nie almal het iemand by wie hulle kan gaan bly wanneer hulle suffer nie. Ja, nee, hulle het nie. Dit is moeilik. Ek hoor dit jy sê, ja, dis 'n great ding en ek hoop Dida Foundation, ek weet nie op watse level van hoe ver julle nou al is om alles te realiseer nie. En obviously teen die tyd wanneer hierdie episode uitsaai, is dit dalk al klaar verder gevorderd, maar ek meen as daar iemand is wat kyk, wat wil 'n bydrae lewer of wil help met die proses, ek meen hulle kan, as jy wil, kan ons kontakbesonderhede opsit, dat iemand Ons kan die Facebook page share. ja, of die Facebook page of ietsie, dat hulle kan in kontak kom deur sosiale media. Want ek meen, so ding, jy doen dit maar ek alleen, maar ek bedoel elke bietjie wat bykom om te help is Ja. obviously 'n great Absolutely. contribution. Ja. Ja. Ek hoop Dida Foundation word 'n baie groot sukses en Dankie maat. dat jou purpose as Frans en jou purpose met Dida Foundation bereik word. Dankie. Ja, dis awesome. Ek glo jou as jy dit sê. Ek glo jou. Nee, en ek dat bedoel jy dit. dit hoop, ja. En ek bedoel dit, want ek meen, daar's net goed wat daaruit kan kom. Verstaan jy, ek meen, daar's mos nou niks wat met dit kan gebeur wat nie goed is nie. So ek hoop die beste vir jou vir dit. Dankie maat. So ek gaan nou 'n bietjie op 'n ligter noot. Kom ons breek 'n bietjie weg van die serieus goed af. Jy het begin met daai question daar in die begin wat my uitgebou het. Ek wil net gou met Marco check. Hoe lyk ons tyd? Kan jy gou vir my sê? Ek het nou geen klou hoe lank. Is dit op 'n uur al? Okay, ekskuus. Ek wil net weet dat hoe lank ons al hierdie mense besig hou met serieus goed. So ek gaan 'n paar ligter vrae vra. Ek gaan sommer met hierdie enetjie stryd in die deur inval en ek weet nie of jy gaan weet wat ek bedoel by hierdie nie, maar wat dink jy is die beste, mooiste, amazingste, legendaryste Afrikaanse liedjie wat bestaan?
Wat dink ek of my Jou favourite. myne is trein. Myne is trein. Trein van John Belcher. John Belcher, ja. Ek het geweet wat jou antwoord gaan wees. Ek wil net sê, die rede hoekom ek dit vra is, daar's 'n klein bietjie history agter dit. Ek het die musiekvideo geskiet vir die song, maar elke keer wanneer ek saam met Frans iewers was, waar ons nou miskien musiek aan het en ons braai, en daai liedjie kom op raak, hy mal. Dan freak hy uit en hy gaan te kere, nê. Max. Daai geen sound device kon al ooit hard genoeg gewees het as daai song opkom nie. So nee, Ja. ek joke soms as dit kom by dit. Ek het Love jou hy liedjie. Ja. Ek het jou voorgestel aan almal as Frans van Sail, maar jy het 'n bynaam. Jou naam is Frans One Take van Sail. Wie het vir jou daai bynaam gegee en hoekom? Wel, my videograaf het dit vir my gegee. Wel, jy het dit vir my gegee as ons video's gemaak het vir die solar projekte. Ja. Dan guide jy, Quentin is great in dit. Hy guide my mooi, hy sê vir my wat ons gaan doen. Ek sê vir hom wat ek wil achieve. Ja. En dan doen ons dit in one take. Dit was bitter min wat ons hoef te gekat het en dit weer gedoen het. So op 'n stadium te begin Maar ons... toe het ek altyd my bril aangehad en nou voel ek kaal as ek nie my bril aan het nie. Maar ons het dit altyd gedoen met my bril aan buite in die son, in die son. in Was lekker. in die stof Ja, daar in ja. Limpopo. En toe op 'n stadium het hy het een keer toe sê ek vir hom Frans One Take van Sail, kom staan net gou. Kom ons doen net hierdie ding een keer. So dit is dit nou 'n joke van daar af, maar ja nee, ek grap somme, maar dis maar my so op my foon as jy Frans One Take van Sail. Jy sien. Hoorie so, ek gaan gou 'n paar hierdie is sommer net random vrae wat ek dink ek net wil vra want dit is fun. Dit is quick fire vrae. Is jy 'n oggendmens of 'n aandmens? Oggend. Wat ek weet nie of jy heiliglik drink of nie, maar wat verkies jy, whisky of brandy? Whisky, Whisky. Okay. Koffie of tee? koffie, Regte Bosveld vakansie of see vakansie? regte Bosveld. Absolutely. As jy iewers heen moet vlieg, verkies jy dit om voor in die vliegtuig te sit of agter? Voor. Why? Dis minder geraas. Okay. Agter hoor jy die engines. Okay, so dis jou baie ander mense wat ek vra kom die obvious antwoord, as jy voorsit is jou kans vir oorlewing minder as die vliegtuig crash. Och nee, ek worry nie oor die dood nie. Nee, dit plom my ook nie. Nee. Wil jy by die venster sit of in die aisle seat? Aisle. Okay, hoekom? Meer spasie vir my as ek wil move. Okay. Ek like dit om voor te sit want meeste airlines laat mense net voor afklim, dan kan die vinniger van die vliegtuig af wees. Maar ek like die venster, ons meer om te sien. Ja, dis waar. Ja, so dit is die ding. Is jy winter of somer mens? Somer. Somer, ek sien. Ja. Alright. Netflix series binge of YouTube rabbit hole? YouTube rabbit hole. Val jy baie in op? Wel, oor goed wat my interesseer. Ja. Soos Jordan en Ja. sulke goed. Ja, definitief YouTube. Right, stadslewe of plattelandse dorpie? Platteland. Alright. Sing jy in die stort of sing jy in die kar? Ek sing nie. Glad. Nee. Jy het dan gesê gaan ons 'n song doen om hierdie episode af te sluit. Nee. Ek is 'n terrible singer. Terrible singer. Ek hou nie van my stem nie. Ek gaan so cringe as ons hierdie luister. Okay. Dan as ek nou in jou kar moet klim en jou radio aansit, wat se musiek gaan ek hoor? Wie se musiek is daai? Ek moet die waarheid praat, nê? Jy moet, Ek moet die waarheid want ek praat. weet nou Okay. wat speel daar. Status Quo, Side by Side. Want toe ek jou nou gaan haal het, Rowwe rap liedjie. spring jy daar uit en jy jump en dans is Rowwe vrek rap snaaks. liedjie. Wie was jou heel eerste celebrity crush? Jessie. As jy ooit teen gehad het, maar almal het. My heel eerste celebrity crush was definitief Alanis Morissette. Was my eerste een, ja. Dis interesting. Ek het nie Ja. gedink dit gaan 'n sangeres wees nie. Ek het gedink dit was maybe dis interesting. Ja, Okay, wow. Alanis. Wat se emoji op WhatsApp gebruik jy die meeste? Die een met die sonbril, die cool Met die dude. cool ene, die Absolutely, cool dude. ja. Alright. Wat sal die title van jou biography wees eendag? Stay in the fight. Stay in the fight. Dis 'n baie cool ene. Alright. As jy saam met 3 mense om 'n tafel kon sit, nou, maak as ook of hulle lewe of dood, famous nie, internasionaal, so maak as ook as jy nou saam met 3 mense om hierdie tafel kon sit, wie sou dit wees? Elon Musk. Joe Rogan. Jordan Peterson. Heerlikheid, daar's wysheid in daai. Yes, daai 3. Can you imagine? Alright. Wat 'n hidden talent het jy?
Hidden talent. Ja. Ehm Of 'n party trick of nee, ek weet, ek weet want ons het nog nie daaroor gepraat nie. Miskien kan ek dit noem. Jy is seker nou bang want jy weet nie wat ek gaan sê nie, nê. Go. Het jy nie Muay Thai gedoen nie? Ek het Muay Thai gedoen. Ek het in Thailand gaan Muay Thai doen. Ja, so dis 'n talent. Miskien, ek weet nie. Maybe. Ek dink my hidden talent is ek's letterlik te dom om te quit. Dis my hidden talent. Want ek het nie al die talent nie. Ek het nie al die looks nie, ek het nie al die financial backing nie. My hidden talent is ek is net te dom om te quit. Ek sien. Okay, Not gonna happen. Interesting. Wat is jou go-to comfort food? Go to comfort food. Definitief 'n goeie Chinese chicken noodle soup met goeie aromatic tastes. Absolutely love it. Okay. En dan laaste van, maar dis nog steeds 'n serieus vraag. Hoe definieer jy sukses? Freedom. As jy vryheid het, is jy suksesvol. Is dit wat jy bedoel? As ek opstaan en ek kan doen alles wat ek wil doen vir daai dag, Ja, dis sukses. dan was dit 'n sukses. Ja. Dis hoe ek sukses measure. Daar's obviously goed wat saam met dit gaan. As ek elke dag moet opstaan en ek moet werk, Ja, want ek het die geld nodig, mm, dan is ek nog nie suksesvol nie. ek sien. Alright, Maar ek dink is freedom, ja. nice. Baie goeie antwoord. Hoorie, ons het 'n geskenkie vir jou hierso van Dromers en Doeners af. So asseblief, Dankie. maak hom gou oop. Dan Frans, hoekom staan nie one take nie? ek het nie daar geskryf nie. Okay. Dankie my bra. Dis baie cool. Ag, yes. Ja. As jy my sommer weer laat huil. Nee, maar jy moet nou nie huil oor 'n koffiebeker nie. Dis baie wel, kan ek jou sê hoekom? In die tye wat dit baie taaf gegaan het, dan sal die lyn die kinders vat en dan sal hulle vir my Okay. hier is baie tawer as wat ek gedink het dit gaan wees. Sorry. Dan sal hulle vir my verjaarsdag vir my 'n beker gemaak met hulle name op Ja. en sê ons is lief vir ons paratrooper pappa of Ag, cute. hulle footprints. Mm. Nou het ons nie geld nie, maar Ja. dan kry ek at least 'n beker. So 'n koffiebeker vir my is baie special. Ja. So dankie my bro. Die boodskap wat saam met daai beker kom is obviously hier by Dromers en Doeners wil ons chat met mense wat almal het drome, maar nie almal doen iets omtrent hulle drome nie. En baie mense doen baie goed, maar hulle chase nooit hulle drome nie. Jy het ek nou obviously al leer ken oor die jare en ons het ook nou bepaal in hierdie podcast dat jy het massive drome, jy het al baie goed bereik en jy het al baie goed gedoen, maar jy het nog steeds drome wat jy chase en jy is besig om iets te doen daaromtrent. So jy is definitief 'n dromer en 'n doener en mag jy elke keer as jy uit daai beker uitdrink, nooit vergeet wat jou drome is en om iets te doen daaromtrent nie. Dankie my bro. Dis baie special. So baie dankie. Ek gaan nou die episode eindig hierso. Baie dankie dat jy kom chat het. Dit was my baie lekker en ek hoop wie ook al gekyk het 'n klein bietjie inspirasie gevind uit hierdie episode uit. Dan wil ek vir jou vra, ons het vergeet om oor te praat. Ek wou eintlik aan die begin dit gedoen het. Ek weet jy is nou nie in die musiekindustrie betrokke enigsins nie, maar wat dink jy van hierdie studio waar ons sit? Dis mind-blowing. Ja, Dis regtig amazing. ja, Ek's bietjie meer 'n tegniese mens in baie aspekte. ja, Ek kan net imagine alles wat in hierdie ingegaan het, die beplanning, die execution. Hierdie plek's perfect. Dis regtig mooi. en ek meen jy het net nou daarso in die studio in die control room het jy vir die eerste keer in jou lewe Dolby Atmos Ja. klank beleef Ja. waar klank deur spasie beweeg reg rondom. Ja, dit was insane. Dis anders as om in 'n helikopter te sit, nê? Nee? Jy kan dit nie wat moet ek sê oor dit? Ek kan nie iets sê nie, jy moet dit beleef. Ja. Jy moet voel hoe dit voel wanneer daai klank so om jou beweeg. Ja, dit is Nou nee, hierdie space is amazing. Well done vir julle. dankie man. Ja, dit is baie lekker om hier te shoot. So baie dankie aan Jaco en Connection Studios dat ons hierdie space kan gebruik. En weer eens dankie vir jou. Ek sien uit om te kyk wat jy volgende bereik en jy weet waarheen jy en Dida Foundation en alles op pad is en alle sukses ook vorentoe vir Solar Up en mag ek hopelik weer 'n baie groot
hopelik hierdie keer soos 'n 1.5 megawatt plant of ietsie Ja, gaan sê, nou afneem. praat jy. Jy weet. Ja, so baie dankie en dankie vir almal wat gekyk het. Ons sien julle weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou storie.